As 'n mens so op die strand staan en jy kyk na die see, dan sien ons iets wat die see weet wat ons partykeer vergeet. Dit is die golwe wat intrek en weer uitstoot. En dit herinner ons dat dit partykeer ook vir ons nodig is om net so klein bietjie terug te trek. Vriende, goeiedag. Dit is weer hierdie tyd van die jaar, die tyd waar ons alles probeer inprop wat ons vroeg in die jaar beplan het, maar nog nie by uitgekom het nie. Tyd wat dit dalk vir jou kan voel of die gejaag net al hoe erger word en ons probeer net druk om alles klaar te kry. Jy begin dalk al bietjie meer uitsien na die rus en die rustigheid wat jy kan ervaar nou met die feesseisoen wat vir ons voorlê. Dalk voel jy glad nie so nie, dalk voel jy is nog vol energie om die res van hierdie jaar aan te pak, maar as jy voel dat jy 'n bietjie rus nodig het, voel jy het nie meer iets om te gee nie, dan wil ek jou vanoggend kom bemoedig. In Lukas 10 kry ons die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Dis een van die verhale wat ons lief is om te gebruik om iets te vertel van diensbaarheid in die koninkryk van God. En dan net na hierdie verhaal, dan sien ons die ander kant van dit, waar Jesus aan huis gaan by Martha en Maria, en Martha skarrel verwoed om al die voorbereidings te doen en alles reg te kry vir haar gas. Sy is diensbaar en haar suster Maria doen niks. Sy lê leeg of sit en luister net na wat Jesus sê. En dan wanneer Martha na Jesus toe gaan en vir Jesus sê, hoorie, pla dit u nie dat my suster niks doen nie, dan antwoord hy haar in vers 41 met die volgende woorde. Hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Soms wanneer ons so oorlaai voel, is dit nodig vir ons om stil te word en by die Here se voete te gaan sit. Dit is so diep in ons menswees ingeskape dat ons dit selfs in iets so eenvoudig soos ons asemhaling kan sien. Ons het nodig om partykeer terug te trek soos 'n asemteug wat ons inasem om weer ons stelsel te voed met suurstof en nuwe lewenskrag. En dan ander kere is dit weer nodig vir ons om uit te blaas, om iets van onsself te gee en diensbaar te wees vir die koninkryk. Waar jy dalk nou voel, jy het niks meer om te gee nie, wil ek jou aanmoedig om soos die hartklop van die see, waar die golwe terugtrek, ook jouself vir 'n oomblik net af te sonder en tyd by die Here te spandeer. Bedaar en vind rus. Daar is iets bemoedigends daaraan om in hierdie tye wat ons bietjie terugtrek, wat ons stil word, net weer mooi te dink oor die pad wat die Here saam met ons gestap het, die manier hoe hy in die verlede al vir ons 'n rus gegee het, ons bemoedig het en ons versterk het om aan te gaan. In Psalm 143 van vers 5 af tot by vers 8 skryf die psalmdigter juis hieroor wanneer hy voel dat die donker besig is om hom te omring. Hy skryf, ek dink aan die verre verlede, ek pyns oor alles wat u gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na. Ek strek my hande uit in gebed na u toe. Ek is voor u soos uitgedorde land. Sela, antwoord my tog gou, Here. Ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk nie, dat ek word soos die wat sterwe nie. Laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gefestig. Wanneer jy voel dit is nodig vir jou om stil te word en terug te kyk, dink oor die goedheid en guns wat jy reeds van God af ontvang het, en laat dit jou energie word om dan verder aan te gaan. Mag die Here jou leiding gee in hierdie tyd van rus en vir jou die pad wys wat jy moet loop, omdat jy jou hoop op hom vestig. Mooi dag vir jou.